As hy, kom ons luister saam. Dankie. Every night I lie in bed, brightest colors fill my head, and the mirrors, almal hier so vir die Million Dreams. Great. Baie dankie vir die lekker kos, is almal bly julle het geëet? Daar sy, ek sien nog 'n hele paar mense wat nog steeds eet, of nog steeds besig is. Moet ek maar begin, Bram, is dit reg? Ons gaan hom vat, Fluffy, okay, right. Die wat nie teruggekom het nie, ek sal glad nie aanstoot neem nie. Ek besef, daar is baie lekker kos daar buite. En ek gaan julle nou in die swembad kry. Ek het definitief my swemklere saamgebring, want hier is die lekkerste swembad in die hele Suid-Afrika. Net spyt my kinders is nie saam met my vandag nie. Alright. Ek wil dalk net so oomblikie gou gee. Ek gaan net gou rondloop as jy iets wil sê wat in jou hart gestuur het. Iets wat jy voel deur op jou hart gedruk het, is miskien ook 'n belydenis of net 'n oomblik of iets, net so 'n bietjie getuienisse as jy nie sal omgee nie. Wie wil graag ietsie gou deel? Ek gaan so op rondloop. Is daai nee, dis nie 'n hand nie. Daai is 'n kamer verlaat. Enige hand, enige iemand wat sommer net iets wil deel wat vir jou uitgestraal het in ons eerste tydjie saam al ons oggendsessie. Nie almal gelyk nie, hoor. Gewoonlik het julle baie om te sê. Kom eens kyk, is daar so? Ja, jy het 'n hand. O nee, is dit nie 'n hand nie, maar dan gaan ek vir jou vra. Ja, kom. Right, hier so voor, jy weet. Daai dame, okay, ek gaan nou na jou toe kom. Check gou, hier so, daar sê dankie. So wat vir my baie uitgestaan het, Retief, is dat die Here is definitief besig om iets te doen in die koninkryk. Ja. Want dis half 'n tema wat nie net by hierdie wegbreek is nie, maar die laaste paar jaar en veral in ons gemeente ook is die reproduksie, die disipelskap model. En wat vir my lekker was, is die punte wat jy uitgewys het, soos die 4 E's, is letterlik in ons playbook ingeskryf, net met ander bewoording. Ja. So dit is vir my lekker om te sien dat die Here is besig definitief om iets te doen in die koninkryk. En ek is dankbaar daarvoor dat dit nou op 'n half 'n publieke platform gesê word, dat ons almal kan inkoop en saam op missie is. Ja, dis mooi. Wat is jou naam? Bion. Okay, great. Waar is jy? Wat se gemeente? Kaleido Kempton. Okay, great. Awesome. Skus daar so. Nog net so 2 na as mense iets wil sê, dankie. Hallo almal, ek is Celeste. Ek is nou nie self pastoor of in 'n posisie van leierskap nie, en iets wat ek net besef het, dit is so maklik om almal anders se foute en tekortkome raak te sien. Om te sien waar die leierskap goed beter kan doen of waar ander groepe en ander ministries kan verbeter doen. Maar jy weet nie en kyk selfs nie eers altyd na waar is jy betrokke en wat is jy in van beheer nie. So vir my was dit weer besef van jy het invloed presies waar jy is. Absoluut. Nee. Vir die jeugleiers, jy kan dalk sien wat die ander mense en die ander bedieninge mee besig is en jy besef nie die impak wat jy het nie. Kyk bietjie na jouself ook, gaan evalueer jouself. Daar's baie goed. Great, dankie vir dit. So. Nog 'n hand, ek soek nog so 2. Enigiemand ietsie sê? Okay, ek voel net, ek sien 'n hand, en ek sien hom nie. Is daar enigiemand anders? Okay, great. So, ek weet hier is die graveyard shift. Ek weet dit. Almal se magies is nou vol oogies toe. Daar's letterlik 'n fisiologiese ding wat in jou lyf gebeur, veral as jy baie stysel geëet het soos ons nou net gedoen het. Maar asseblief bear with me. Ek hoop hierdie bless jou. Ek wil gaan ons het oor disipelskap gepraat, oor leierskap gepraat. Nou gaan ek 'n bietjie gear shift om te praat oor church growth barriers. So, dis spesifiek oor struikelblokke as ons in sekere goeters by uitkom. Maar ek wil net so 1 of 2 notaatjies maak wat ek gaan nie nou ontsettend geestelik in hardloop nie. Hier is 'n bietjie meer organisatories, so ek hoop nie ek verveel jou nie, maar dis goed wat my al baie gehelp het en veral in terme van leierskap. Dis die beginsel wat ons noem see, say, systematize. See, say, systematize. Jy kan nie by 'n visie uitkom of iets verander en selfs wat bijvoorbeeld vanoggend ons oor gesels het. Ek het nou met 'n oom gepraat hierso, een van die pastoor, ek dink hy sit daar heel agter. Dit sê hy hoe die Here sy hart geruk het 'n hele paar jaar terug in terme van disipelskap en in terme van verlore mense veral en sy hele perspektief moes verander, maar dit het 'n tydjie gevat.
Jy kan nie verander as jy dit nie sien nie. As jy dit nie kan sien nie. En jou gemeente gaan nie saam met jou kom as jy dit nie kan sien nie. So iemand moet dit sien en dit is die krag van visie, nê. Dis hoekom daai gedeelte, dis in Habakuk, nê. See the vision, write it down, make it plain so that those who can see it can run with it. Verstaan, iewers moet jy iets kan raak sien. En deel van leierskap is om ander mense dit te laat sien. Nee. To show them a preferred future. Dis hoekom die Here vir jou die posisie gegee het om 'n leier te kan wees, maar jy moet gaan sit en gaan worstel en jy het nou so mooi gebid, Braam, kom stoei met ons, Here, kom werk met ons hier binne totdat jy dit kan sien. Totdat jy dit kan sien en ek sê nie alles wat ek vandag vir jou gesê het is wat jy moet sien nie, maar ek hoop daar's 'n paar goed wat die Here oopmaak en gesprekke wat oopmaak en sê, Here, wat sien ons? Wat is die visie? Wat is die tipe gemeente wil ons sien, Here? En dan ook wat is die tipe gemeente lid wil ons sien? 'n Baie goeie oefening om te gaan doen is om die vraag te gaan vra, deursnee gemeentelid, wat se tipe eienskappe wil jy graag hê moet 'n gemeentelid in jou gemeente lyk? Dink, het jy al ooit daai vraag gevra? Hoe moet daai tipe persoon lyk in jou gemeente? Iemand wat byvoorbeeld hulle Bybel ken, of 'n liefde het vir die woord, iemand wat 'n liefde het vir gebed, iemand wat 'n liefde het vir verlore mense, iemand wat vrygewig is, iemand wat 'n disipelmaker is. Ek weet nie hoe daai lyk nie, maar dis byvoorbeeld een van die groot goeters wat jy kan gaan vir jouself vra, wat sien jy? Vat jou personeel saam, vat jou ouderlingsraad of jou gemeenteraad saam. Hy het nou so mooi gesê, dankie Werner, as jou mense nog nie die waarde van Sabbatsrus kan insien nie, wat moet jy doen? Help hulle om te sien, om beter te kan sien, my kind. Okay, alright? Daai is wat ons wil doen. En dan as jy begin sien, begin dit neer te skryf, sodat jy dit kan sê. See, now you say it, jy begin dit te sê, en dis nou hier waar goeders inkom, soos preke, jou kommunikasie, wat is visueel waar, ek is mal oor al julle visuele prentjies, en toe ek hier buite kom, sien ek, is jeugnet, en is kidsnet, en dit is dit is al die nette, okay, so al die nette is wyd gespan, maar wat se tipe goeders kommunikeer jy? In ons kerk is daar sekere goed wat mense voor hulle kan sien. You have to see it, then you start to say it, jy kommunikeer dit, wat mense roep tot 'n aksie, tot 'n lewenstyl, en 'n ander manier van dink en van doen, maar jy moet jou taal verander in jou kerk, okay. As jy by disipelskap en leierskapkultuur, moet jou taal begin verander, en weet jy wat van die groot goed is wat ons doen as leiers? We are custodians and guardians of our language, because language builds culture. Ek gaan weer sê, language builds culture. Jy moet op so 'n manier kan praat en beskerm as ouens teen 'n sekere kultuur praat. Iets soos byvoorbeeld, nee, disipelskap gaan nooit in ons konteks werk nie. Regtig? So dan is die Bybel verkeerd, sê jy vir my. Want hy het gesê, gaan maak disipels. So it's got to work in some way, you just got to figure out how it's going to work. Evangelisasie werk nie by ons nie. Regtig? Okay, dan is daar iets fout met hoe ons glo en wat ons sien. So pas op wat mense sê. Goed soos, die pastoraal staan teenoor disipelskap. Evangelisasie staan teenoor pastoraal. Nee, dis dieselfde ding. As jy om dieselfde pot gooi, dan komplementeer hulle mekaar. What's your language? En dan die derde ding, wat nogal belangrik is wat ons noem systematize. Nou dit klink na 'n vloekwoord veral vir mense wat baie geestelik is, okay. Want jy wil net alles geestelik laat gebeur. Ek sê altyd, as jy vat na Jesegiel 37 toe, is dit so mooi hoe die Here verskillende dele van daai weermag wat opgestaan het, onthou julle die weermag, die Valley of Dry Bones, was daar bene gewees, there were bones, bonds and breath. Bones, bonds and breath. You need all three of them for the army to be raised. Die bonds is die verhoudings. The breath is die gees. But the bones is the structure. En daarom het jy dit nodig in die kerk. Jy het nodig in terme van strukture, beplanning en wat ons dan noem systematize. En systematize is 'n manier hoe jy sekere goedes in plek sit, veral as jy wil leiers oprig.
Ons sê altyd ook in ons konteks, systematize the intuitive. Daar's baie goed wat vir jou as 'n pastoor of 'n leier, bedieningsleier al natuurlik kom. Dis intuïtief vir jou. Jy weet al om te preek, jy weet al om vision te cast, jy weet al om dit of dat. Maar as jy nie mense saam met jou kan vat nie, you have to learn to systematize the intuitive. Dit wat vir jou natuurlik kom, begin te dink, right, hoe gaan ek ander leiers oprig? Wat is sisteme gaan ons in plek sit? Dit is dalk vir jou intuïtief hoe jy disippels maak. Jy doen dit van nature of jy evangeliseer van nature. Maar wat is sisteme wat insluit 'n hele klomp goed wat ek nou gaan noem? Kan jy in plek begin sit sodat dit oorgedra kan word? Wat is die belangrikste wat ek in my hand vashou? Is dit die water of is dit die beker? Of 'n bottel? Wat is die belangrike? Ja, is dit die water? Ek dink dit is die water. Maar as ek die water sonder die bottel neer vir hom gee, wat doen ek met hom? Ek gaan dit mors. We need form and power. Systematize the intuitive om dit vir altyd kan oordra na die volgende generasie toe. Alright. So if you have seeing and saying plus systematizing, gaan jy 'n healthy culture hê. Dan kan jy goeders begin inbou. En as ek nou net vandag oor disippelskap praat en jy wil dit begin, jy begin dit raak te sien. Begin dan jou language te verander. Hier is 'n eenvoudige ding wat ons doen in ons byvoorbeeld in ons staff meetings. Om die kultuur te bou, wat vra ek in my staff meetings? Ouens gee vir my getuienisse van verlore mense na wie hulle uitreik. Elke staff meeting begin ons daarby. Vertel my, wie is julle mee besig? Wat se ouens is daar? Want ek is besig om 'n kultuur te bou. So dan beter ek ook 'n getuienis hê, nê? Jy kan nie lei as jy dit nie self doen nie. Disippelskap getuienisse wat ons mekaar deel. Die ene, daai ene, Victory Weekend wat ons die naweek gehad het. Hoor jy, sê verander jou taal. Ek vra dit nie by staf nie, ek vra dit vir my ouderlinge. Ouens, vertel, hoe gaan met julle disippelskap? Waar haak julle vas? Wat's vir julle moeilik? By wie kom julle uit? Wie in julle wêreld is verlore mense? Hoor jy, verander die language, die culture. Maar as jy seeing and saying it without systematizing it, you will have a weak culture. Pas op daarvoor. Jy moet 'n stelsel gaan bou om dit weier as jy te bou. Ek hoop jy hoor my. As ons dit nie gaan sistematiseer en 'n proses gaan inbring nie, gaan dit by jou stop. Al is jy ook hoe passievol, al sien jy dit ook hoe goed, al sê jy dit ook hoe baie, maar mense gaan nie weet wat om daarmee te doen nie. Iewers moet daar action steps wees, dit moet apply kan word. Okay, alright. So met dit in gedagte, praat ons bietjie oor kerkgroei. En ek dink die eerste vraag wat ons self moet vra is, hoekom wil jy jou kerk moet groei? Want daar's verskillende motiewe. Nee. Een van die grootste goed waarmee ek gekonfronteer is my eie idol van approval. My approval idol is een van my grootste goeters wat ek soms verkeerdelik wil hê dat my kerk moet groei, want as my kerk groei, raai wie gaan goed lyk. Ek weet nie wat jou rede is om die kerk wil laat groei nie. Maar gaan vra daai vraag duidelik af, of dalk is jy by 'n plek waar jy sê, maar ek wil nie my kerk moet groei nie. Dan is die volgende vraag om te vra is, hoekom sal God wil hê ons kerk moet groei? Weerens theology, philosophy, methodology. Het jy 'n teologie van groei? Jy moet mooi daaroor dink. Is dit vir jou okay as jou kerk nie groei nie? Of as dit nie, wat ek heel in die begin gesê het, God nie net vir jou nie, maar deur jou mense rondom kan bereik. Jy moet daai vraag vir jouself gaan uitsorteer. Vir my persoonlik, as iets nie groei nie, is hy besig om dood te gaan. Slowly dying. Ek glo in 'n teologie van groei. Kan dit my in werke en in striving indruk? Dit het al. Dis nie reg nie, is verkeerde motief. Kan dit my laat bid en vra, Here, dankie vir die mense wat U gestuur het, dankie vir die disippels, dankie wat U al gedoen het, maar Here, daar's altyd nog een meer om te gaan bereik. Daar's altyd nog daar buite, nog daar buite, nog daar buite. Ons het in die heel in die begin, toe ek begin het, toe sê ek, God said, fill the earth, multiply, increase, subdue the earth. So ek glo my wese, Johannes 15, gaan dra vrug. Dis nie net vrug van karakter nie. Ek glo my hele wese, dis ook vrug van nog disippels, nog meer mense. En onthou, dis God wat maak groei. Ons gee water, daai hele Apollos
Paulus, nee, God bring die groei, maar as jy nie 'n theology het van Here, wil hy groei bring nie, is dit ook iets waarvoor jy gaan bid nie. Is dit nie iets waarvoor jy gaan vra en gaan systematise en vision voor gaan gee nie. Dan gaan jy net tevrede wees met dis ons en ongelukkig wat dan gebeur, net met die tydlyn is die kerk gaan uitsterf. As jy nie jong mense deel van jou visie het nie, jy dink jy in die volgende generasie en die groei in dit nie, dan sal die probleem uiteindelik wees dat iets gaan sterf. So, hoekom groei kerk A en kerk B nie? Wel, een van die grootste redes is 'n polluted gospel, waar die evangelie nie meer sy krag dra nie, want hy is of afgewater, hy is so polities korrek, en hy is so, ons wil net nie op mense se tone trap nie, hy roep nie mense om te kom sterf van hulle self nie, is 'n polluted gospel, en wonder jy hoekom dit nie werk nie. Ons moet die ware evangelie aan mense, die een evangelie wat Paulus oor gewaarsku het, not a false gospel, moet ons kan preek. Dan is daar self-inflicted barriers, goed wat ons oor onsself bring, as leiers. Byvoorbeeld wat ek al 'n paar keer genoem het, ek sal alleen lei. Ek gaan nie ander mense in my wêreld inbring nie. Dan is daar inability to break barriers, wat invisible barriers is, en ek gaan nou 'n bietjie 'n paar van daai barriers vir jou probeer wys. En dan soms is die verkeerde leier besig om te lei. En dit kan een van die grootste redes wees. En dan moet mens groot genoeg wees om terug te staan en te sê, ek dink is tyd dat iemand anders lei. So, ek het nie tyd om hierdie vraag vir jou persoonlik te vra in individuele nie, maar gaan dink 'n bietjie, waar is julle kerk tans? Hoekom is julle daar? Is daar iets wat moet verander? What's at stake if you don't change? Dalk is julle in 'n rat al vir 'n baie lang tyd, julle het gestagneer. Ek het nie tyd om deur die hele bell curve te gaan, of daai S-kurwe van die storming en norming en transforming en al daai goeters nie, maar as jy begin plateau, gaan jy op 'n stadium begin afgaan. Ons gemeente was daar gewees, en ek het nie vroeg genoeg gesien waar ons veranderinge moes bring nie. Die idee is om vroeg genoeg te kan sien wat se veranderinge gemaak moet word. So, hierso is die gewone growth barriers, is gewoonlik by 5 key points, wanneer attendance 70 slaan, 125 slaan, 200 is seker die grootste barrier. In die kerkwêreld is net by the way, die meeste kerke in die wêreld is onder 200. Okay. Dis volgens statistieke. 500 is ook 'n barrier, en dan 1000. Ek dink daar's 800 wat ek dalk ook net na toe kan kyk, maar ek gaan probeer net 'n paar goeters wys wat jou kan help. Jy sal weet in watse barrier jy moet deurgaan tans waar julle gemeente is. As jy byvoorbeeld 'n gemeente van 1000 is, maar julle kinderkerk is by die 200 barrier, kan hierdie jou help dat jou kinderkerk deur daai barrier breek. So dink ook byvoorbeeld weier as net jou groot getal, dink aan miskien byvoorbeeld ander getalle ook kleiner. So defining barriers in this growth, breaking barriers will be key to unlocking your community, and they might be spiritual, practical, philosophical or organizational in nature. Okay, en veral vir ons wat moet geestelik lei, ons primêre werk is die bediening van die woord en gebed, nee, ons is dis in Handelinge 6. Maar nou is ons skielik leiers wat moet managers ook wees. Dis moeilik. En of jy nou 'n kinderkerk lei of 'n youth worker is, iewers is jy een of ander administrasie wat jy moet doen. En iewers een of ander vorm van organisasie wat jy ook moet hardloop met leiers en mense. So ek dink is goed om dan nou dalk hierna te luister. So what's possible barriers? The wrong leader, dit kan so wees. The leader in the church does not understand the culture that they're trying to penetrate. Jy's in 'n plek, maar jy het nie gekontekstualiseer nie. Inability to organize, dalk sien die verkeerde venue. Of is in 'n klein dorpie en dit maak net dat daar is net soveel mense in daai dorp om te kan bereik. Of as jy die hele tyd dink dit is net Christen wat jy moet bereik, gaan jou groepie dalk baie klein wees, maar hooplik het jy 'n groter visie vandag as jy juis wil ander mense ook bereik. So, wat is die prerequisite of die fondasies vir ons om in die bediening te kan wees? En daar seker 'n hele paar, maar ek wil net 'n paar noem. En asseblief as jy na hierdie klomp kyk, hierdie 5 kyk, is dit die vraag wat ek nou gevra het. Dalk hardloop jy al laag op van hierdie en dan moet jy met iemand gaan praat. Personal spiritual vitality. Jy gaan sien hoe groter die kerke word, hoe meer is dit belangrik dat jy by Jesus bly. Hoe groter jou kerk groei, hoe groter is die temptation
om staat te maak op ervaring en sukses. The greatest enemy of dependence on God is experience and success. Eerste keer toe ek worship gelei het, ek sal my lewe nooit vergeet nie, ek worship gelei in Rustenburg, in die saal, en ek het, daar was 'n saal van 1000 mense, ek lei worship, die Here beweeg, iets gebeur, dit was net ongelooflik, ek sit my gitaar neer, maar ek hardloop vir 'n aantrekkamer, maar ek sluit vir hom toe, en ek gaan lê so voor die Here. Ek sê, wat het nou net gebeur? Ek het nie 'n klou wat ek nou net gedoen het nie. Dankie, dankie, dankie Here. Nou is dit al amper 20 jaar later, 25 jaar later. Nou kan ek worship lei. Hoekom? Sukses, ervaring, en my grootste fight nou, is, kan ek so afhanklik van die Here wees, soos ek daai dag was, die eerste keer toe ek worship gelei het. Hoeveel preek julle nie in 'n jaar nie? Nee man, ons weet hoe om dit te doen, kom ons wing it, ek sien my so afhanklik van die Here aan nie. Jou eie spiritual vitality is crucial, om by Jesus se voete te bly. Healthy marital and family relationships, hoe lyk dit? As jy dit nie het nie, kan jy enige barrier hierbo probeer breek, maar hierdie kom terug na jou toe, okay? Is jy gesond? Emotional health and integrity, massive. Emosionele gesondheid. Ek het al met depressie gesukkel, ek het al by uitbranding, met anxiety al gesukkel, my core mense weet dit, my familie weet dit, my vrou weet dit, ek het mense wat my help om myself gesond te hou in dit, want ek weet ek het 'n geskiedenis daarvoor, dalk sit jy hierso, dis nie 'n skaam ding, jy kan kyk op YouTube, ek het klomp goed is daar gepost van my struggle wat ek met depressie gehad het, en wat ek moet mooi dophou, want ek kan weer terugval in dit in. Dis nie, vir party mense is dit glad nie 'n issue nie, vir ander mense, you're kind of prone to sometimes going down that route. Kyk na jouself, bou ritmes in, hê 'n sabbatsrus 1 keer 'n week, as jy kan, begin die roetine in te bou van sabbatsrus elke 7 jaar, emotional health and integrity, high faith and a clear calling. Daai is goed is wat jy moet by die Here bly hou. As jy nie mentors het nie, kry mentors, hier soveel diepte in hierdie kamer met ouderdom en ervaring, kry mense om saam met jou te stap. So, as dit dan die prerequisites is, kom ons kyk na die wat tussen 40 en 120, wat is die core goeders wat ons hier, as jy 'n kerk gaan plant, wat is die core eienskappe? Relational ability, baie sterk verhoudingsgedrewe, high emotional intelligence, jy moet mense kan verstaan, personal evangelism and discipleship, moenie dink jy gaan 'n kerk plant, as jy nie persoonlike disippels maak, of kan nie evangeliseer nie, okay, crucial, wat ons hele oggend oor gepraat het, ability to motivate and recruit others, daai vermoë. So prerequisites sien julle so onder, is die fondasies wat ek net oor gepraat het, nou bou ons daarop. So, wat kry jy van 0 tot 100? Veral, ek weet daar's 'n baie sterk Werner, 'n kerkplant visie en 'n ding wat jy ook al hoe meer sterker wil inbring. As jy daai kerkplant, net so by the way, as ons byvoorbeeld 'n kerkplant, ons begin nie met 'n diens nie. Ek begin nie met 'n diens nie. Ek het toe ons gemeente geplant in die Larrespark, het ons nie met 'n diens begin nie. Ek het begin met 'n core team van about 30, 40 wat ons saamgevat het van ons ander gemeentes, so dit was lekker. Ek het 'n sterk core team gehad. Of jy met 40 begin of met 10 begin met disippelskap. Ons het met klein groepe begin, toe ons omtrent 30 klein groepe is. Toe trek ons by 80, 100 volwassenes, toe kon ons begin met 'n diens. Hoekom begin jy dan eers? Veral met volunteers. Jy het volunteers nodig. En as jy te vinnig met 'n diens begin, jy begin hom, jy moet hom in stand hou, pappa. Dan gaan jou personeel hulle boude afwerk, uitgebrand by die eerste 6 maande na 'n jaar, want jy het nie disippels gemaak waar jy jou volunteers vandaan kry nie. Dis ons strategie. Dit het vir ons massively great gewerk. En by the way, ons het toe in COVID geplant, so al ons groepe was oor die internet. En die Here het sy kerk gebou. Dit was ongelooflik. Dit kan gebeur. Clearly defined, what gets you from 0 to 100, clearly defined apostolic vision, wat jy wil gaan doen. A hands-on leader. Toe ek gaan plant het, ek moes die heeltyd oral wees. Ek moes die heeltyd oral wees. Ek was baie betrokke. Ek moes 'n vermoë gehad het to build a team. Dit moet 'n gifted leier wees. Daar moet 'n leierskap calling op jou lewe wees. Dis nie net doeners nie, dis leiers wat hierdie vermoë het. Ability to establish an evangelism and a discipleship culture. Okay? Sien jy daar, ons sit om neer van die begin af. As jy nie met daai begin nie, is jy in die moeilikheid. Wat is die obstacles om oor 100 te gaan, is wanneer die leier te thinly spread is. Okay? Wanneer die leier te dun gesmeer is.
as jy te vinnig te veel struktuur inbou, dis nou weer vir die baie linkerbrein van julle wat hier so sit. Jy wil die organogram te vinnig optrek. Daar moet organic groei nog in hierdie fase plaasvind. En dan jy kan discouraged raak because there's a lack of growth. Okay? Jy kan soos, jy het verwag die ding gaan blom. Jy het gehoor van daai kerk in daai distrik en hulle het net geboom en toe gedit en waar's julle, hoekom groei hulle so stadig? En jy kan discouraged raak. En jy kan ook die verkeerde mense op die planting team hê en daar's nie gesonde kulture en ritmes nie. Of dit nou gebedsmeeting ritmes is, Sondag ritmes is, kultuurritmes, disipelskap kultuur, leierskap ritmes, dis wat baie keer gaan gebeur. Okay, kom ons gaan na die volgende een toe. Nou is ons verby die eerste fase waar dit baie interpersoonlike skills was. Nou gaan ons na public ministry skills toe, is nodig vir die volgende fase tot by 200. Hier kom prediking maak 'n groot verskil. Okay. Jy kon nog met 'n bietjie swak prediking weggekom het in daai eerste fase, maar nou raak prediking crucial. A great public presence, ability to build teams and should be able to lead followers and volunteers in hierdie fase. Nou is dit die vermoë om ouens te vat vanaf level 1 na level 2 toe. Kom ons gaan na die 200 plus toe. Hierdie is wat ons gaan nou praat van, dis hardest barrier to break, maar hier gaan dit nou 'n prosesleierskap skills. Hoe kan jy prosesse in plek sit? Dis waar die systematizing nou baie sterk inkom. Baie sterk leierskapgawe en die approach wat jy so het, hoe jy as leier begin anders dink, baie clear vision, wat se filosofie ons bou en jy moet weet waarmee jy besig is. Jy moet 'n expert wees. Dis hoekom ek altyd ouens aan aanmoedig. Jy moet kan lees hierdeur, jy moet kan verstaan, kry input, kry mentors van buite af. En 'n mass productive reorganizer vir as jy by disipelskap uitkom, want hier begin jou disipelskap nou momentum op te bou. Nou soos hoorie maar ons het 'n Google Drive spreadsheet gehad waarop ons tabs gehou het van al ons disipelskapgroepe, maar skielik het dit net so gemushroom. Hoe weet ons nou wie waar is? So daar's 'n reorganizing skill wat jy in die fase moet lees. Good preacher, wat ek nou gesê het ook, en 'n critical thinker. Hier moet jy kan buite die boks begin dink, want hier gaan jy nou die grootste barrier begin slaan op 200. En dan nou baie belangrik, oor die 200 is waar jy moet begin leer hoe om leiers te lei en nie net met die volgers nie. So op hierdie fase, toe ek ook hier gekom het, moes ek gaan besluit, ek kan nie meer al die gemeentelede se name ken of by almal probeer uitkom nie. Ek moet nou deur die leiers die ander begin lei. So dit was crucial met wie meet ek nou. Ek het so leierskapboekie, hy is so in my. Ek weet presies met wie ek moet meet. Tussen my ouderlinge en my personeel en dan het ek 'n groep van omtrent 15 ander core leiers. En hulle moet ek my tyd spandeer en ek moet myself gaan multiply in hulle. Okay. Hoekom is hierdie die moeilikste barrier? Hardest barrier to break is die 200. Die senior leader must upskill. Hier moet jy jouself bietjie toerus. Ek weet nie, ek het nie 'n klou waar julle gemeentes is. Party van dit dalk baie groter gemeentes of kleiner gemeentes, maar hierso moet die leier hulle self amper half reinvent. Jy het key relationships hierso nodig. En ook veral nie net binne in jou kerkie, maar buite jou kerk. Ek het nou nog vinnig genoem van mentors, maar hier moet jy dalk 'n mentor hê. Iemand wat in 'n volgende fase al as jy was. Soos jy probeer die 200 barrier te breek, daai kerk se leier is 500 groot of 800 of 1000 of 2000 of wat ook al dit is. Kry mentorskap. Gaan na die die GLS, die Global Leadership Summit. Dankie dat julle goed soos hierdie bywoon. Dis dan, maar ek wil veral vra jou uitdaag, kry 'n mentor, 'n planting mentor of 'n pastor mentor wat jou kan help deur hierdie barrier breek en jou net kan help kritiese vrae vra en jou kan coach deur hierdie fase. Lei nou weg van jou span af. Lead away from your team. Dat als nie op jou neerkom nie. Dis nou hier waar jy crucially moet, soos Bram het nou daai mooi voorbeeld gebruik. Hy staan met die victory training. Hy het letterlik weg van hom afgelei na die span toe dat hulle werk moes doen. Was hy nog daar? Het hy verantwoordelikheid? Absoluut. The buck stops with him. Dit beteken nie jy doen niks nie. Jy is nog steeds verantwoordelik. As een van jou leiers droog maak,
Dan sê nie, dit was die leier nie. Nee, dit was jy staan pa. As dit goed gaan, kry hulle die eer. As dit sleg gaan, dan vat jy die brand. Okay. Leading away from you to a team, and then build culture rhythms. En hier moet jy al hoe meer begin dink, wat tipe ritmes gaan jy bou, sodat daar 'n disipelskapkultuur byvoorbeeld sal wees, of 'n leierskapkultuur, of 'n worship culture. En dan hierso op hierdie fase moet jy sustainable finansies hê, om deur hierdie fase ook te kan breek, want jy gaan heel moontlik ander personeel moet aanstel, ander mense wat jy weg van jou af moet begin lei. Dis hoekom finansies so crucial is. Kan ek gou net 'n getuienis met julle deel, net oor finansies. Baie interessant genoeg, en ek sê nie julle moet dit doen nie, maar toe ons Every Nation Kerk in 2008 kom plant het, ek was toe nog nie deel van die plantspan nie, ek het eers later al jaar bygekom, toe die Here vir die leierskap duidelik gesê, julle mag nie op Sondag kollekte opneem nie. Disipel die mense om my te gehoorsaam en getrou te wees in hulle tiendes en hulle offergawes. Hou verlore mense voor hulle oë en jy sal altyd genoeg hê. Toe COVID slaan en die meeste van ons dalk in die vertrek paniek slaan, want daar's al jou tiendes en jou offergawes Sondag gaan, want niemand kan by die kerk uitkom nie, het ons letterlik ons hoogste tithing maand van ons bestaan gehad in Maart 2020. People responded in faith that didn't need somebody to remind them to give. Disipel mense in lordship. As jy lordship wat obedience demand in hulle in disciple, gaan hulle van self gee. Regtig, ek beloof jou. Bou 'n disipelskapkultuur en jy sal sien hoe 60-70% van ons mense in die stand waar ons is, gee finansiëel in die kerk. Dit is van ons lidmate of ons hoeveelheid wat op 'n Sondag daar is, omtrent 60 tussen 60 en 70% wat gee. Dis omdat hulle gedisciple is. Dis tussen hulle en die Here. Ons kyk nie eens wie gee nie. Ek weet nie eens wie gee nie. Okay. En dan effektiewe systems and structures. En dan moet jy bietjie meer as leier tyd spandeer om te beplan. Jy het baie meer dinktyd nodig. Jy het baie meer beplanningstyd nodig. Jy kan nie net meer uit die heup uit skiet nie as jy deur hierdie barrier wil breek. Ek hoop daai help. So obstacles to go beyond 200 is gewoonlik 'n bad Sunday experience. Bad signage, bathrooms, parking, ushers, kids church. Dis nou net baie praktiese goed. Omdat ek gesê baie keer die barriers kan ook praktiese goeders wees. Dis 'n unclear vision. Die ouens weet nie waar hulle op pad is nie. Daar's nie leierskap nie. And the inability of the leader to reinvent himself or herself. Daar is nog 'n moeilike barrier om te breek. Okay, ek gaan die laaste twee gou-gou vir julle wys. Die 500 plus organizational leadership skills is die barrier of die crucial goed op hierdie fase vir die wat daarso is. Jy moet hierso leiers en nie doeners aanstel nie. Okay, verstaan, nou het jy in daai fase in beweeg, jy het amper al 3de, 4de, 5de tier leadership en die wat heel bo sit saam met jou moet leiers wees wat ander kan lei en nie net doeners is wat al die werk in die kerk hoef te doen nie. En hierso moet jy kan skuil, ek gaan nou ietsie daar sê, hierso moet jy circles within circles begin maak, circles of leadership, wat weer ander leiers van leiers begin oprig, en jy moet mense hier kan empower, jy moet kan laat ander ouens die werk doen. Jy kan net nie meer micromanage nie. Ekskuus vir al die perfectionistiese micromanagers in die kamer, as jy oor 500 wil gaan, kan jy nie meer jou hand op alles hê nie. Onthou in die begin is jy super involved, jy moet die DNA vestig, jy moet baie betrokke wees, maar nou moet jy begin multiply. En dan, as jy attendance yo-yo het van op en af, in terme van getalle, is dit gewoonlik 'n organisatoriese probleem wat daar is. En dan moet jy begin vra, hoe systematise ons bediening. En dan, how do you break the 500 barrier? Kyk hier omtrent alles begin elke keer by die leier. Jy moet hier ook upskill, work on the church and not in the church that much. Okay, baie meer aan die buitewyke, jy kan nie meer in al die goeders van al die bedieninge betrokke wees nie. Jy moet 'n bietjie dan deur of via ander leiers lei. Asseblief kan ek ook net wel sê, moet nooit wegstap van the work of ministry, waar jy self in disipelskap, evangelisasie, pastorale versorging, prediking betrokke is nie, baie belangrik. Dan moet jy 'n high capacity executive team bymekaar begin kry,
met clear job descriptions, communication, vision, goeie assessment systems, waar jy baie goed assesseer, hoe gaan dit in die bediening? Is individue wat op jou span is, wat betaal word by die kerk, doen hulle wat hulle moet doen. Kyk, ons is baie keer so bang vir personal of staff review and assessment, maar ons moet dit doen, vriende. Soveel as ons 'n spiritual culture, 'n missional en 'n relational culture het, moet die wêreld ook na ons kan kyk en sê, maar hulle is ook professioneel, en wat hulle doen, is hulle goed met hulle geld, hulle is goed met hulle stelsel, hulle is goed met hulle mense, en daar's niks daarmee fout, om die ouens wat vir jou werk en 'n werksomskrywing het, te vra, doen jou werk nie. En as jy besig om by jou goals uit te kom, hulle word tog betaal daarvoor. Nee, daar's 'n verantwoordelikheid en integriteit. Ons hoef nie tiranne te wees nie, maar ons kan nog steeds dit baie goed doen. Leaders or ministry directors need to organize ministry and volunteers better. Dis nou die volgende generasie, en dan good discipleship, prayer, volunteer, cultures wat daar moet wees. Een van die groot goedes waarop ons kerk kom bou het van die begin af, is 'n prayer culture. Ek sê nou vir julle, ons gaan nie in 'n beplanningsseisoen of enigiets soos dit waar die prayer en die prophetic teams nie betrokke is nie. Ons maandelikse prayers, ons pre-service prayers, ons goed is in gebed. Okay, julle verstaan wat ek sê, nee. Dit is geanker in gebed. Alright, so om alstaan by mekaar te sit, so julle sien, hier is die verskillende stappies van goed wat belangrik is. Ons almal die fondasies nodig. Eerste fase interpersoonlike skills, dan public ministry skills, process leadership skills en organizational leadership skills. Die laaste twee, breaking the 800 barrier, dis dalk nie vir baie van julle relevant nie, ek is nie seker nie, maar jy moet 'n baie goeie executive pastoor kry, 2IC, iemand wat reg langs jou kan staan, en dan organize who reports to the senior leader. Ons stel voor 7 key layers. Jy kan nie meer by almal uitkom nie, wie is die regte mense, en excellence speel al hoe meer 'n rol in die kultuur, die kommunikasie en die sisteme wat daar is. En dan nou hoor hierso, jou devotion en ook jou preaching needs to increase. Okay. Ek het 'n incredible span. Ons is eintlik nie 'n baie groot gemeente nie, maar ek het omtrent 8 of 10 predikers wat kan preek in ons kerk. Ek moet veg vir 'n preekkans. En dis omdat ek van die begin af predikers opgerig het. Ons het weekliks 'n preachers meeting waar ons saam ons preke skryf, waar ons saam evaluering, maar daar's 'n kultuur van leiersoprigting selfs in die prediking. Maar hoe groter my gemeente word, dis belangrik dat ek preek. So ek preek 2 keer 'n maand, dis ons ritme ten minste, en die ander 2 gee ek dan kans vir ander predikers wat ons oprig of van die sterk predikers ook daarso. Alraai, ek weet nie wat in julle konteks te werk nie, maar as jy die 800 jou eie devotion en jou eie preaching skills moet groter raak, en dan as jy die 1200 merk wil breek, move from an executive pastor to an executive team. Dis nou 'n span waarmee jy werk, wat baie executive high level, dis nie net 'n staf nie net personeel nie, dis 'n high level executive team, en dan baie specialized administratiewe skilled persone, of dit nou finansies is, organizational admin, en dan moet jy begin dink, moet ons nie dalk begin uitplant in kleiner gemeentes of multiple sites nie, en die leiers moet critical thinkers wees. Okay. Laaste goedjies wat ek gou wil deel, is net the 4 S's of growth, scaling, structure, systems en staff. Okay. En ons sê altyd, as jy wil scale beteken vir jou waar jy is, en jy moet asseblief probeer beplan dat jy een size te groot is vir jou scale, soos daai ouetjie met daai kleertjies wat daar so aan is, okay? Net so een te groot, maar as jy te groot gaan, dan gaan dit burn-out veroorsaak. Dan probeer hulle iets te wees, jy probeer die Mercedes te ry, maar jy kan nie die volle bekostig. Maar as jy te klein is, gaan gebeur met daai potplant, jy gaan begin uit jou nate uitbreek, en jy veral gaan in die moeilikheid wees, of ons gaan growth stifle. So, kom ons kyk gou vir 'n oomblik oor strukture. Strukture is byvoorbeeld soos jou org chart. Het jy 'n org chart vir jou kerk? Om seker te maak dat dit ook reflekteer die tipiese filosofie en leierskap model wat jy graag in die kerk wil hê.
Byvoorbeeld in ons het 'n hele disippelskap been in ons kerk wat deel van ons hele organogram vorm. Alles vloei uit daai disippelskap been uit, want dit kom uit ons filosofie uit. Ons filosofie sê ons is 'n disciple making family. Gaan maak seker dat jou organogram, jou struktuur pas aan. Een van die ander groot goeders, ek het hierdie week met ons organogram gesit, toe ek te veel name sien dupliseer hier, daar, boom, 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 rooi lig, rooi lig, rooi lig. Hoekom gebruik ek dieselfde ou by 4 of 5 verskillende plekke? Iets is fout. Of gaan vra die vraag, as oral op jou organogram net personeel, voltydse personeel staan, het jy 'n anderste leierskapfilosofie. Jy bou nie op vrywilligers nie, jy bou op staf. En dis 'n heel moeilike probleem as jy wil groei going forward, okay? Dis ons bedoel met daai. Your structure must be one size bigger than what you can handle, clear lines of authority, en onthou, 'n goeie org chart will always empower people. Okay, dis strukture, gaan kyk na jou strukture. As jy wil groei, gaan vra die vraag, dalk het jy nog nooit 'n organogram by jou kerk opgetrek nie, of is te bang, want as jy moet name inskryf, is jou naam oral. Jy gaan nie groei nie, jy gaan iewers 'n barrier slaan, as jou naam of jou 1 of 2 personeel se name oral is, okay? Dit gaan jou help om krities te dink, waar is die leiers wat dalk hierdie bedieninge kan vervul, okay? Sisteme, wat bedoel ek met sisteme? Systems tell you how healthy you are. They can be measured and they tell you what is real. Barriers are met when systems are stretched. Barriers are met when systems are stretched. System barriers frustrates the growth. Hulle moet met jou kultuur connect. En 'n goeie stelsel bou sulke halwe stappies vir groei in. Sulke halwe stappies. Hier's tipe voorbeelde van wat ek bedoel met sisteme. Het jy 'n evangelism system? Is daar 'n discipleship system of 'n proses wat ek vandag oor gepraat het? Missions, leadership development, governance, pastoral, kids. Jy kan eintlik noem hierdie is jou departemente dalk in jou kerk, maar elkeen van hulle het 'n sekere stelsel. En gaan kyk wat van daai sisteme is so toegebou dat nie spasie is vir groei nie. Okay. En dan die laaste een, ons het gepraat oor scaling, structures, systems en dan staff. Okay. Always employ staff to fill the biggest gap. In ons konteks nou het ons gesien, een van ons sisteme, ons youth system is tans baie dormant. Ek het my jeugleier gesaai in 'n ander kerk en gesê, right, hulle het 'n young adults leier nodig en basically vir 'n jaar het ek net 'n vrywillige jeugwerker gehad. Maar ek het besef daar is 'n gaping en dis hoekom ek toe ook nou iemand aangestel het in daai spesifieke rol. Hire rainmakers, hire leiers, okay. Vir alles jy oor die 500 barrier, die 800 barrier is, moet jy leiers van leiers hê. Wat bedoel ons met 'n rainmaker? Self-motivated, hulle kan hulle self lei. Jy hoef nie die hele tyd hulle te sê wat hulle moet doen nie. System builders, they cause movement and results. Hulle kan delegeer, they can get the job done through others en hulle word natuurlik gefollow. As jy net 'n snapshot van daai vat, dink gou so 'n bietjie van die personeel of jou key leiers in jou kerk, is hulle daai description. Want hierdie tipe ouens gaan maak dat jou kerk groei. As hulle nie daar is nie, gaan maak hulle groot. Gaan kry hulle, gaan rig hulle op. Dis wat ek nou ook gepraat het oor die leierskap. En dan net hire slow and fire quick of righteously. Pas op om mense te vinnig aan te stel in jou kerk. As jy hom het jy hom voor die CCMA by jou uitkom. Okay? And when you fire, do it in a righteous way. Maar soms moet ons die plug pull. Pas op om so pastoraal te wees dat jy iemand op jou span hou wat lankal nie daarmee moet wees nie. Ek moes al 'n paar keer doen wat ek in baie liefde vir 'n ou kon laat insien. Jy is nie eintlik veronderstel om op voltyds in bediening te wees nie. Of jy is nie veronderstel om voltyds op my span te wees nie. Ek praat nie van sonde of value clashes nie. Ek praat nie van hierdie ou is nie in sy roeping of sy nie hulle roeping in nie. En dan is dit verskriklik moeilik vir pastore om hulle te moet laat gaan, want jy is mos nou hulle pastore ook. Dit is baie moeilik.
Maar ek sê altyd die prys wat jy gaan betaal om daai persoon in daai posisie te hou, en hulle moenie daar wees nie, is 'n baie groter prys vir die res van die gemeente as om daai moeilike gesprek te hê met daai individu. Okay. Maak altyd seker mense is capable, competent, daar's character en daar's 'n chemistry wat ten minste in die kamer is. Okay. Ek weet dit was 'n mond vol en ek weet dit was nou die graveyard shift, maar ek hoop net iets hiervan kon vir van julle vir van daai barriers iets beteken. Ek weet gaan weer deur die notas. Weer eens al my PowerPoints en my goeders is beskikbaar as julle dit sou wou hê en beskikbaar maak, julle is welkom om te kan gee. Yes, ek het dit ek sien vir hulle daar agter gestuur of vir Bram ook gestuur en dan maar kan vir jou ook stuur, dan kan jy dit by almal uitkry. Ek kan dit selfs as 'n PDF ook beskikbaar maak en kan van daar af verder vat. Okay. Julle was incredible. Ek het soveel waardering. Baie dankie. Ek wil graag bid voor ek net afsluit en vir julle oorgee, net oor elkeen van julle gemeentes. En weer eens, ek het begin om julle te eer vir die werk wat julle doen. Ek hoop vandag kon help, kon ook inspireer, kon ook miskien 'n paar goeters alterate in 'n ander rigting in as die Here jou soontoe lei. But may you see it, may you start to say it, and may you have the wisdom to systematize it in jou konteks ook in. So kom ons bid saam. Here, ek verklaar weer wat ek nou gelees het, U bou die kerk en die hekke van die hel kan nie daarteen staan nie. Here, dit beteken we are not a church on the defense, we're a church on the offense, because we are raiding hell to get to lost people. We're a victorious church. En daarom bid ek vir elke kerk wat hier verteenwoordig is, elke bediening wat hier verteenwoordig is, oud of jonk, mense wat nie is in bediening of die wat ons al jare vooruit is. Ek bid vir 'n ondersteuning en 'n onderskraging en 'n comfort wat U net na hulle siele toe sal bring. Here, in hierdie oomblikke om sommer te weet, wow, you've got this. Lord, you build your church, we make disciples. En ek vra dat U hierdie netwerk sal seën. Dankie vir Werner se leierskap. Ek seën hom ook sommer en die hele raad en almal wat hierdie organiseer om wysheid te hê, Here, hoe om ek hierdie vorentoe te kan lei. Dankie dat ons dienende leiers kan wees met oop hande, oop harte wat lig vashou aan ons titels, lig vashou aan ons posisies en ons sê, Here, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied op aarde soos dit is in die hemel. In die mooiste naam, die naam wat ons so liefhet, die naam wat so waardig is van elke opoffering wat ons dalk moet maak in bediening of in leierskap, die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie, Bram.